Goeiedag almal. My naam is Billy Gous en ek vorm deel van die tuinroete span en ek's gevestig hier in Gqeberha, wat natuurlik P is. Ons vertrou dat julle die tyd wat julle so saam journey geniet en daar goeie groepsgesprekke uit hierdie boek Korintiërs kom en dat dit vir julle natuurlik baie waardevol is. So ons tema vir die jaar is Marked by His Glory, Known by His Love en ons fokus dus op liefde. Maar meer spesifiek kyk ons hierdie week so bietjie na liefde as 'n verbintenis met die Heilige Gees, maar ook liefde as verbintenis met mekaar. So dit is wanneer ons saamwerk soos een liggaam, waar Christus in ons gesien kan word deur ons omgee in ons omgewing natuurlik. En dis hierdie regte koinonia liefde. So as ons so 'n bietjie terugreflekteer na laasweek, dan sal ons sien dat ons uit 1 Korintiërs 13 gepraat het. Veral die eerste stuk praat ons baie van die ek-komponent. So ons sal sien in 1 Korintiërs 13, 1-3, sal ons sien, al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie liefde nie, dan het ek 'n weergalmende gong of 'n kletterende simbaal geword, en al profeteer ek en begryp ek alle geheime en besit ek alle kennis en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het nie liefde nie, is ek niks. So dis 'n vreeslike ek-komponent. En dan in die tweede gedeelte, dan is die liefde bietjie meer 'n voorwerp, en onthou, natuurlik is hierdie liefde is 'n werkwoord ook. So as jy kyk na 1 Korintiërs 13, 4-7, dan sê dit, liefde bly geduldig, liefde gee om, liefde is nie jaloers nie, spog nie, en is nie verwaand nie. Liefde tree nie onbehoorlik op nie, dit jaag nie die eie belang na nie. Die liefde is verseker nie lig geraak nie. So dit wys vir ons iets belangrik. Liefde gaan nie eers oor wat ek doen nie, maar wie Jesus is en wat Jesus doen en natuurlik deur my doen. So 1 Korintiërs 13 is dus 'n uitnodiging om Jesus te aanskou. Hoe aanskou ek Jesus? Ons doen dit deur Bybel te lees natuurlik, Bybelverhale, om hoe Jesus se lewe te lees en te praat. Na sy interaksies te kyk met mense en hoe hy met mense werk, hoe hy geduldig is, hoe hy goed doen aan ander. So, natuurlik kan jy Jesus aanskou deur om stil te raak, te luister na wat die Heilige Gees aan jou openbaar. Dit wat geopenbaar is, kan natuurlik met ander gedeel word. Getuienisse is so belangrik. So, Jesus demonstreer verbintenis, en so as ons Jesus aanskou deur verhale, kan ons na 3 verhale kyk waar Jesus vir ons verbintenis demonstreer. Wanneer ons na die verhale kyk, kan ons gerus 'n paar gedagtes net in gedagte hou, 'n paar punte net so 'n bietjie in gedagte hou. So, onthou eerstens, koinonia is nie bloot net om tyd saam te spandeer nie. Dit is 'n verbintenis. Dit is 'n besluit om saam te lewe, om saam te dra en saam te groei. Ek meen, dink aan jou liggaam. Jou individuele liggaamsdele kan nie op sigself liggaam wees nie. 'n oog, 'n hand, 'n hart, en elkeen het sy eie rol, maar dit werk as een wanneer die liggaam saam funksioneer. So God het homself verbind deur ons, vir ons om hierdie liefde te demonstreer. So in Johannes 15 vers 13 sien ons ook waar Jesus vir sy disippels sê, geen groter liefde is daar as iemand wat sy lewe aflê vir sy vriend. En dit is ook dan in die volgende vers juis dan nou waar Jesus sê, maar julle is my vriende. Verbintenis verg so 'n bietjie werk, verg so 'n bietjie opoffering. Dit kos tyd, dit kos 'n bietjie eerlikheid, volharding en liefde wat regtig beweeg na waar iemand is. En daarin
Soos ons liefhet soos Christus, sien mense Christus wat liefhet in ons gemeenskap. En sien die mense Christus deur ons. So, die eerste verhaal wat ek wil na verwys is die gelykenis van die verlore skaap. Dis natuurlik 'n baie bekende gelykenis en jy vind dit in Lukas 15 vers 4 tot 7 wat sê wie van julle wat honderde skape het en hy verloor een van hulle, laat nie die 99 in die woestyn agter en gaan agter die verlore een aan, totdat hy hom kry nie. En as hy hom gekry het, tel hy hom op met blydskap en hy sit hom op sy skouers en hy gaan huis toe en roep sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap wat verlore was weer gekry. En ek sê vir julle, so sal daar in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer het, eerder as oor 99 regverdiges wat nie nodig het om tot bekering te kom nie. So in die gelykenis is die herder se antwoord op verlies nie, dit is nou maar jammer, ons beweeg nie maar aan. Nee, hy soek tot hy hom vind, en dan kom die grootste gedeelte, hy dra die skaap terug. Dit verg moeite. So, wanneer iemand verdwaal, is dit nie net om bekommerd te wees nie. Ons gee fisies om. Ons doen dit met moeite. En wanneer die persoon terug is almal verheug en almal saam bly, want die persoon is weer op die regte pad. Verbintenis gaan oor in aksie. So ek laat jou nie net oor in jou eie genade nie. So deur Jesus te aanskou, word ons getransformeer. So now we become what we behold. Ons het 'n groepsvraagie vir jou, en na die groepsvraag kan jy hom pause, en dan kan jy dit so 'n bietjie bespreek, en ek dink ons kan 2 groepsvrae bespreek op hierdie ronde. So, die eerste vraag is, hoe sien ons God se karakter in hierdie gelykenis? Hoe sien ons God se karakter in hierdie gelykenis? En die tweede vraag is, hoe sien ons verbintenis in hierdie gelykenis? So geniet die gesprek en dan gaan ons verder aan. Daar sê welkom terug. So daar's 'n tweede gedeeltjie van die verlore muntstuk. En dit is waar hierdie vrou, en is in Lukas 15 vers 8 tot 10, waar sy 10 muntstukke en sy verloor 'n muntstuk, en sy besluit maar sy gaan nie dat die verlore muntstuk verlore bly nie. En natuurlik die muntstuk weet nie eers dat die muntstuk verlore is nie. Maar die vrou doen soveel moeite en sy vee haar hele huis uit en sy kry haar muntstuk. Sy roep toe al haar susters en al haar vriendinne bymekaar en hulle vier fees oor hierdie muntstuk wat sy gekry het. So julle is baie welkom om dit ook dan te bespreek, maar ek dink ons gaan sommige gaan na die derde gelykenis toe. En dit is natuurlik die gelykenis van die verlore seun, of die gelykenis van die pa en sy 2 seuns. Want dit gaan nie net oor die verlore seun nie, dit gaan oor die pa net soveel soos wat dit oor die verlore seun gaan, en dan gaan dit ook natuurlik net soveel oor die ander seun wat nie verlore was nie. Dis 'n goeie gelykenis. En ja, die seun keer terug deur genade. En ons kan dit in Lukas 15 vers 11 tot 32 lees. Nou ek gaan nie die hele stuk lees nie. Julle is regtig baie welkom om daai stuk te lees, maar dit is 'n baie baie bekende gelykenis, en ek glo julle almal ken dit, en dit is ook oor hierdie seun wat sy erfporsie verlang van sy pa, en hy besluit toe, hy gaan na 'n verre land, waar hy dan al sy geld spandeer. So dit gebeur toe so, dat daar hongersnood in die land kom, en die seun, hy gaan kyk na iemand se varke,
en hy wens so, hulle kan net vir hom van daai varkpele gee, en hy besluit maar, kom ek gaan terug na my vader, want in my vader se huis, betaal hy ten minste goed, wanneer dit by dagloners kom, en hy besluit, hy gaan terug. En soos hy terug gaan huis toe, sien sy pa hom uit die verte uit aangestap kom, en sy pa hardloop nader en omhels hom, en herstel daardie verhouding. So die pa se hart is natuurlik die sleutel hierso, en die seun kom terug met skande, met 'n begeerte om net te kom werk as 'n dagloner, maar die pa verwelkom die seun terug. Hy sien hom al van ver af aankom, en die pa herstel daardie verhouding. En die pa verwys nie terug na wat gebeur het nie. Ons kan ook natuurlik oplet, die broer dink natuurlik dit is baie onregverdig, hy broer is baie ongelukkig, en die broer benader toe die pa, en die pa sê vir die broer, maar broer, of seun, wat myne is joune. En ek dink nie die broer het besef, dat wat die vader sin is, was syne. Hy het dit nie verstaan nie. En dit is eintlik sleg as ons nie verstaan, dat wat die vader sin is ons sin nie. So, hierdie verbintenis herstel nie net wat verlore was nie, dit herstel die verhouding tot die pa. So ware koinonia vier hierdie terugkeer, en ons kan besef dat ons toegang het tot die Vader, en deur hom te aanskou, verstaan ons waartoe ons toegang het. So ons gaan die video weer so 'n bietjie pause, en ons gaan hierdie bespreek, en ek dink 'n lekker groepsvraag is, waarmee sukkel ons nog, as dit gaan oor versoening, om saam te vier, te vergewe, of om te wag op herstel? En dan 'n ander vraagie wat daarmee gepaard gaan is, wat verander as ons besef dat ons volle toegang het tot die Vader? Sy liefde, sy blydskap, sy vrede, sy geduld, sy vriendelikheid, sy goedheid, sy getrouheid, sy sagmoedigheid, sy selfbeheersing. Kom ons pause die video so 'n bietjie en dan gesels ons daaroor. As hy, so welkom terug julle. 1 Korintiërs 13 wys vir ons die hart van saamwerk. Dit wys vir ons dat liefde is geduldig, daar's geen oordeel nie. Liefde is vriendelik, ons sny nie mense af nie. Liefde soek nie sy eie belang nie, liefde hou vol, dit gee nie op nie. Wanneer die liggaam, wanneer daar 'n proses wat moeilik is, die liggaam gee nie op nie. Wanneer ons iemand soek, wanneer ons iemand na die Here toe lei, die liggaam gee nie op nie. So wanneer ons God aanskou, kan ons dan vra, is ons liefde die soort wat dra, wat herstel, wat soek, wat volhard, wat eer? Of is ons dalk 'n gemeenskap wat net by 'n plek met mekaar kom wanneer dit gemaklik is vir ons almal? 'n liggaam funksioneer wanneer die dele mekaar dien. 'n groep word koinonia wanneer ons mekaar bewustelik begin bedien. Deur gebed, deur teenwoordigheid, deur eerlikheid, deur 'n paar praktyke van herstel, deur verantwoordelikheid in liefde. So hierdie week wil ek vir jou uitdaag om te dink aan iemand waarvoor jy kan bid, wat stil verlore is. En wat sukkel om te vra, wat sukkel om uit te reik, kan ons nie net vir daai persoon bid nie. Jy kan vir die persoon gaan bid, of jy kan net vir die persoon bid in jou stilte tyd. Dankie vir die tyd saam, en ek hoop julle geniet die gesprek verder. Daar is 'n paar vrae wat ons aan die einde gaan op die groep, op die lysie sit, en julle is baie welkom om daardie vrae ook te hanteer.